Baie hartlik welkom, liewe vriende, liewe gemeente. Ek wil so 'n paar keer ook praat oor die Heilige Gees as persoon en die Heilige Gees se werking. En daarom gaan ek vir u sommer uit Daniël 4 en Daniël 5 enkele verse lees. Ek gaan nou nie alles lees nie, dit sal net te lank vat. So kom ek begin om vir u 'n gedeelte te lees uit Daniël 4. Koning Nebukadnesar aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld woon, voorspoed. En dan kom dit hierdie visioen, vers 10. Ek het hierdie visioen in my slaap gehad. Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde. En dit was baie groot en hoog. Die boom het so groot en sterk geword dat sy top aan die hemel geraak het. En dit was oral op die aarde sigbaar. Sy blare was mooi, sy vrugte was groot, daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom die wilde diere skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls nes gemaak. Alles wat leef het van hom hulle kos gekry. Toe ek nog so kyk, terwyl ek in my slaap die visioen sien, kom daar 'n wag, 'n engel uit die hemel uit af. Hy het hard geroep, kap af die boom. Kap af sy takke, stroop sy blare, gooi weg sy vrugte. Die wilde diere moet onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke uit. Maar bind 'n yster en 'n bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly saam met die gras in die veld. Nebukadnesar met ander woorde moet snags deur die dou nat gemaak word en van die plante leef saam met die wilde diere. Sy verstand moet anders word as die van 'n mens. Hy moet die verstand van 'n dier kry. Dit moet 7 tydperke lank oor hom wees. En dan word die droom aan Beltsasar bekend gemaak. U Majesteit het die droom maar eerder op u vyande geslaan. Die uitleg op hierdie teestanders, die boom wat ek gesien het, is u. Die boom is u Majesteit. U het groot en sterk geword. U grootheid raak selfs in die hemel. U mag strek oor die hele aarde. Maar 'n engel het vir my gesê, kap af die boom en verwoes dit. Maar bind 'n yster en 'n bronsband om sy stomp en laat dit in die grond bly staan met die gras in die veld. En dit is die uitleg, u Majesteit. U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word saam met die wilde diere. U sal met gras eet soos beeste en u sal slegs deur die dou nat gemaak word. Dit sal 7 tydperke lank duur. Dan sal u moet erken dat die Here die Allerhoogste is. Die bevel dat die boom se stomp in die grond moet bly beteken dat die koningskap herstel sal word, sodra u erken dat die Here God is. En dit het so gebeur vir die 7 tydperke, lees ons. En as die 7 tydperke dan verby is, toe die vasgestelde tyd verby was, het ek, Nebukadnesar, na die hemel opgekyk om hulp, en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, en hom wat ewig is geloof, en geprys, en geëer. Dan hoofstuk 5, is dit Beltsasar wat 'n groot partytjie hou. En dit lyk my as hulle lekker gedrink het, dan gaan hulle nou van die bekers, die silverbekers, wat hulle gesteel het uit die tempel in Jerusalem. Wat hulle nie mag doen nie. En dan terwyl hulle nog so lekker partytjie en drink, dan verskyn daar 'n hand aan die muur. Die hand skryf vir hulle iets in Aramees, snaaks, en hulle kan dit nie uitlei nie, ook nie sy raadgewers nie. En dan in vers 19, dan kom die prinses, die koningin. En sy sê, maar ek ken iemand wat dit sal kan uitlei, want hy is met die Gees vervul. Hy leef 'n geestelike lewe. En dan die besweerders en die sterrekykers, niemand kon iets doen nie, en dan kom Daniël. En dan sê Daniël vir die koning, u het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel, die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u het u hoofamptenare, u vrouens en u byvrouens het daaruit wyn gedrink.
U die gode en die silwer, goud en van die brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie, nie kan hoor nie, niks weet nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en die woorde is die volgende. Jy onthou nog allemaal mene tekel Upharsin. Wat beteken getel, geweeg en te lig bevind. Want jy leef nie deur die gees van die Here nie. En daardie nag is koning Belsasar deur die Galdeërs vermoor. Iemand stuur in die week vir my 'n pragtige verhaaltjie wat u al dalk van gehoor het. Is die oupa wat vir die seun gesê het, in elke mens is daar 2 wolwe. Ja, oupa, die een wolf, sy naam het klomp dinge wat jy vir hom kan noem. Hy koester wrokke, hy is minderwaardig, hy is vol van homself, hy het woede, hy vertel leuns. Ja, oupa, en die ander wolf? Nee, die ander wolf is 'n goeie wolf. Hy het vreugde en vrede, en hy praat die waarheid, en hy het liefde, en hy het hoop, en hy het vriendelikheid, en hy het nederigheid. Mens sal amper kan sê, dis die vrug van die gees, Galasiërs 5:22 wat dit is. Toe vra die seentjie nou, maar oupa, watter wolf wen? Toe sê oupa, die wolf wat jy voed. Die wolf wat wen is die wolf wat jy kos gee. Maak net so bietjie toe. Is die wolf wat jy kos gee. En dis presies hoe dit werk. Maar ek wil by hierdie punt iets sê heel aan die begin. Jy moet nie dink toe Christus opgevaar het en weggegaan het, dat hy ons alleen gelos het nie. Hy sê uitdruklik in Johannes 14, ek gaan vir julle iemand anders te stuur. 'n Voorspraak. Jy kan hom noem 'n advokaat. Johannes 16 vers 7 sê, 'n spesiale helper. Hy gaan julle help, hy gaan mense oortuig. Hy gaan help dat julle getuig. Hy gaan julle help dat julle kan insig kry. Ek gee vir julle die Heilige Gees as die spesiale helper. Gaan julle nie alleen los nie. En as jy so 'n bietjie deur die Bybel blaai, dan sien jy die eienskappe van die Gees. Psalm 139 sê hy was alwetend. Handelinge 8 sê hy was alomteenwoordig. Romeine 8 sê hy gee leiding. Hy gee vir ons leiding wat ons moet doen in moeilike tye en krisistye. Hy help jou om te verstaan. Hy help jou om te glo. Hy help jou om te bely. Oral in die Bybel kry jy dit. En ons weet ook van 'n klomp mense in die Bybel wat deur die Gees geïnspireer is. En ons kan regtig wel begin by Jesus. Jesus is gedoop deur die Heilige Gees. Of toe hy gedoop is deur Johannes, het die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal. En die hemel het oopgegaan, dis my geliefde seun, en hom verheug ek my. Maar daarna is dit die Heilige Gees wat Jesus die woestyn inlei. Vir 40 dae en 40 nagte versoek te word deur die duiwel. Maar die Gees lei hom soontoe. Ons lees van Gideon wat daar in Rigter 6 onder die terpentynboom gestaan het. Bang, maar die Gees word in hom vaardig en hy begin dinge doen. Hy gee leiding vir die mense. Hy sien selfs kans met 300 man om 150.000 Midianiete aan te vat. Dawid met 'n slingervel en 'n klippie, vol van die Gees, stap op die reus Goliat af. Daniël in die leeukuil, Daniël in die vuuroond, Daniël hier in 4 en 5. So oral sien ons die werking van die Heilige Gees in mense,
wat dan kragdadig en met moed en durf en daad optree. Ek sou in kort kan sê die Heilige Gees bekragtig jou. Maak jou sterk. Want kyk byvoorbeeld in Daniël 4, wat het ons daar gelees? Die koning, Nebukadneser was 'n groot, sterk, belangrike, magtige koning. Hy was 'n groot boom, waarvan staan die top het aan die hemel geraak, amper soos daai ouens in Genesis 11, wat die toring van Babel wou bou. En die voëls het hom nes gemaak, en die diere het onder die boom geslaap, en van die vrugte geëet, en almal het geweet van die boom, want hy was 'n magtige ryk gewees. Maar Nebukadneser het uit die oog uit verloor dat daar 'n God is. En daarom kom hierdie uitspraak oor hom, dat hierdie boom uitgekap moet word, sy takke afgekap moet word, maar dan moet net 'n bronsketting omhou in die grond. Is dit nie mooi nie? En Nebukadneser word soos 'n dier. Hy leef in die veld. Daar staan, sy hare het gelyk soos volstruisvere. Kan jy nou dink? Sy naels het gelyk soos roofvoëlnaels. Die dou het hom nat gemaak. En hy het van die vrugte van die veld geleef vir 7 tydperke. Kom ons sê maar 7 jaar. En toe die 7 jaar verby is, toe weet hy. En hy vra, Here, deur u Gees help my. En die Here maak hom weer koning. Na 7 jaar. En hy is nog 'n groter en 'n magtiger ryk as ooit tevore. Hoofstuk 5. Hier kry ons Belsasar, wat saam met sy mense om die tafel sit, en hulle hou partytjie. Dis 'n regte dronkmanspartytjie. En dan as hulle lekker gedrink het, en dan gaan hulle van die silwerbekers wat hulle gesteel het uit die tempel in Jerusalem, dit was 'n regtig ernstige oortreding. En hulle drink daaruit. Hy en sy vrouens en byvrouens en almal, sommer 'n slegte partytjie. En dan skielik sien hy 'n hand in die muur wat skryf. En daai hand skryf, Mene tekel Upharsin. En sy towenaars en al sy waarsêers kan dit nie uitlê nie. Om een of ander rede verstaan hulle dit nie wat daar geskryf is nie. En dan sê die koningin, ek ken iemand wat met die Gees vervul is, gaan roep hom. Hy sal dit kan uitlê. En hulle gaan roep vir Daniël. En Daniël sê ja, hy wil eens vir Daniël geskenke gee, en prys gee, en geld gee, wat ook al. Daniël sê ek het niks nodig nie. Maar die woorde beteken, jy is geweeg en te lig bevind. Want jy leef nie soos 'n kind van die Here nie. Jy het die Here verwerp, uitgeskuif uit jou lewe uit. En dan staan daar aan die einde van hoofstuk 5, daardie nag het die Galdeërs Belsasar doodgemaak. Hy het gesterf as iemand sonder die Here en sonder die Heilige Gees. So, wat wil ek vir u sê? God werk in en deur die Heilige Gees met jou en met my. Want die Heilige Gees oortuig my. Ek kan nie iemand oortuig om 'n kind van die Here te word nie. Die Gees van God oortuig iemand. Ek kan net getuig. Maar die Gees van God oortuig iemand om 'n kind van die Here te word. Want hy is die spesiale helper, hy is die trooster. Gister het ons iemand verloor aan die dood. En ek kan my innige simpatie, en ek kan 'n besoek aflê by die hospitaal, ja, ek was daar, maar die Gees van God kan daai mense troos. Want hy kan bykom waar my woorde nie kan bykom nie. Of hy kan my woorde laat uitreik na hulle toe. Want die Gees van God kan dit doen. Hy is die spesiale helper, hy is die trooster. Hy gee leiding, hy gee krag. En ek het voorbeelde genoem. Onthou jy Samson?
Die Gees van God het hom vaardig geword, en die bek van die leeu opgeskeur, en hy die pilare na mekaar toe getrek, uit die einde van sy lewe. Ons moet weet, ons moet bewus wees van die Heilige Gees en sy werking. Die Gees sal ons nie kragteloos laat nie. Die Gees sal vir ons die vrymoedigheid en die geleentheid gee om te getuig. En getuig is 'n regsterme waar jy vertel van die Here. Jy maak nie storieetjies nie. Jy vertel van die Here wat my help en die Gees wat my raad gee. Dalk is dit met dood. Dalk is dit met 'n man wat ek nie meer vrede kry nie. Dalk is dit met iemand wat 'n slegte paadjie loop. Dalk is dit iemand wat in 'n dilemma beland het vanweë lewensomstandighede. Dat jy voel die lewe wurg jy om die teel. Dan moet jy weet die Gees van God kan jou help. En dan kan jy soos Martin Luther sê, met vrymoedigheid gaan bid, vir die Here vra dat hy deur sy Gees in my lewe sal kom. En as ek dan sê amen, sê Luther, dan moet dit klink soos halleluja. Ek glo dat die Here my gehoor het, deur sy Gees in en deur my sal werk. Broeders en susters, ons is geneig om die werking en die teenwoordigheid van die Heilige Gees af te skeep, né? Want ons hou mos nou elke jaar Pinkster, dan praat ons daaroor. Terwyl dit Pinkster is, dwars deur die jaar. Terwyl die Heilige Gees altyd teenwoordig is. Terwyl die Heilige Gees altyd daar is om te help en te troos en in ons te werk. Maar bo alles moet hy in jou en in my werk om meer en meer te word kind van die Here. En dis natuurlik 'n proses ook. Dis nie 'n vingerklap nie. Dis 'n proses. In die proses is daar mense wat jou help. In die proses is daar die Here se woord wat jy lees. En jy kan dit verstaan as die Gees daai swart letters uitlig en helderheid vir jou bring in jou lewe. Dan werk die Gees. Mag die Here vir jou en vir my help daartoe. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U ons nie alleen gelos het nie, maar die Gees gegee het om in en deur ons te werk. Om ons te troos, om ons te help, om vir ons leiding te gee, om vir ons insig te gee, om ons kragtig en sterk te maak, sodat ons in U naam kan getuig en as 'n kind van Jesus kan lewe. Ek dink ook aan Grieta, Albertyn en haar kinders wat vir Koenie verloor het, dat hy ook in hulle lewens deur die Gees troos sal bring. Asseblief, Here. Ek dink ook aan Stoffel wat elke dag besoek aflê by sy vrou en sy suster, en waar hy ook maar dikwels verleë daar sit, dat hy ook deur die Gees in Stoffel sal werk en hom die krag gee. Ek dink aan soveel mense wat ook sukkel met hulle gesondheid. Tannie Susan Besuitnout. Here, maak U vir haar ook gesond, dat sy ook die lig in die lewe weer kan sien, nadat sy ook deur die dood van haar man moes gaan. Ek bid vir Yvette, wat ook onlangs deur 'n slegte ding gegaan het, dat U ook sal help, dat dit beter sal gaan met haar, en dat sy ook mooi gesond sal word. Bid vir Arthur, haar man, dat U sal help, dat hy ook sterk en gesond sal word deur die Gees. Bid vir ander tannie Susan Estreisen, wil U met haar ook wees, seën vir haar ook. Here, hou vir ons almal in die holte van U hand. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n mooi dag hê.
ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die werking, teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou en by my wees.